Liewe broers en susters, ek groet u elkeen vanmôre in die wonderlike naam van ons dierbare Here Jesus. Die naam bo elke naam en ek wil ook almal in die kerk wat ingeskakel is, daar in u kerkgebou, baie besonder welkom heet vanmôre saam met ons. Mag die Here met ons in hierdie môre kom praat, mag hy ons ontmoet en mag sy kosbare woord tot ons harte spreek en elkeen van ons aanraak in hierdie oggend. Nou, by verlede jaar se synode is daar dan 'n besluit geneem dat die moderatuur op een of ander tyd 'n gesamentlike diens moet reël en dit het dan nou vanmôre gerealiseer. Ek wil graag net die synode besluit met u deel dat die moderatuur vir die kerk 'n regstreekse erediens sal aanbied waarin daar pertinent terugvoer gegee sal word van die synode, die finansiële behoeftes van die kerk en 'n oproep tot verootmoediging gemaak word. En ons gee dan as moderatuur vanmôre graag uitvoering aan hierdie besluit en ek wil sê in diepe afhanklikheid van die Here. In die eerste plek is daar gevra dat ons terugvoer moet gee van die synode en dan pertinent oor die finansiële behoeftes in die kerk. En ek doen dit dan graag. Ek wil graag hê dat ons ook mooi en aandagtig sal luister. Ek sê altyd daar by die synode word ons met die harde realiteite gekonfronteer. Wanneer 'n mens na die wit op swart feite kyk en dan is dit nie altyd maklik nie. Maar daar's 'n uitweg en dit is waarna ons graag vanmôre wil kyk. Die synode het kennis geneem van die dalende tendens van lidmaatgetalle die afgelope jare in die kerk. En ons weet ook daar is verskeie redes waarom die lidmaatgetalle in die kerk so skerp daal. Baie mense het geëmigreer, die omgewings, demografies het baie verander, maar daar's ook miskien geestelike redes waarom daar so 'n daling in getalle in die kerk is. En ons wil as synode die hele kerk oproep om regtig saam te bid en die Here te hou vas vir die kerk, vir die toekoms. Dan het ons ook kennis geneem van die groot hoeveelheid vakante gemeentes. Wat beteken gemeentes wat nie dominees het nie? Omdat daar so 'n geweldige tekort aan predikante in die kerk is. Daar's in totaal 22 gemeentes wat nie dominees het nie, omdat daar net eenvoudig te min predikante is. Dank die Here dat daar 10 van hierdie 22 gemeentes bedien word deur emeritus leraars. Dit beteken 'n predikant wat met pensioen is en wat dan op kontrak daar werk. En ons dank die Here vir hierdie manne wat nog gesondheid het en nog krag het en nog lus is om vir die Here te werk en wat dan gemeentes kan uithelp waar daar 'n nood is. Daar is ook een 5de-jaar student in Ermelo wat hierdie jaar sy prakties daar gedoen het wat daarom ook die las nog 'n bietjie verlig. En dan aan die einde van hierdie jaar studeer daar 5 studente af wat dan ook na gemeentes toe kan gaan en ons dank die Here daarvoor dat daar aan die einde van hierdie jaar dan 6 gemeentes prakties sal wees wat nie 'n leraar het nie. Ek wil die kerk vra, kom ons bid vir arbeiders in die oesland. Kom ons bid dat die Here jong mense sal roep en sal losmaak en sal gewillig maak om by die kweekskool te kom aanmeld dat daar predikante opgelei kan word, want oor die volgende klompie jare is daar ook 'n hele klomp predikante wat ook nog gaan aftree. So die probleem en die behoefte word eintlik net al groter. Afgesien van soveel gemeentes wat vakant is, wat nie leraars het nie, is daar ook baie finansiële druk in die kerk. Veral in kleiner plattelandse gemeentes, waar dit vir gemeentes regtig al moeiliker raak om 'n predikant te kan bekostig. So dis nog iets waarvoor ons kan bid en waarvoor ons die Here kan vashou.
Want ek glo dat selfs in 'n klein plattelandse dorpie, as die Here werk en as die vuur van die Here teenwoordig is, dan kan die Here ook daar voorsien in finansies en wat ons ook al nodig het. As ons kyk na die finansiële situasie, dan het die hoeveelheid onselfstandige gemeentes, wat beteken gemeentes wat nie na hulle self finansiëel regtig kan omsien nie, het gegroei en die hoeveelheid selfstandige gemeentes het gekrimp. Dit bring ook 'n verkeerde balans in die kerk. Sal ons ook daarvoor bid? Sal ons ook daarvoor die Here vashou? Want hy kan dit verander in 'n sekonde. In een oomblik kan die Here vir ons uitkoms gee wat ook al die nood is. Jare gelede is daar besluit om emeritus leraars wat met pensioen is, by te staan en finansiëel te help met hulle medies. Op daardie stadium was daar so 14 manne en met hulle vrouens, in totaal 14 manne met hulle afhanklikes, wat nood gehad het en wat gehelp moes word. Maar soos wat die jare aangegaan het en leraars afgetree het dit gebeur dat daar nou oor die 90 afgetrede leraars is wat nood het om uit hierdie fonds gehelp te word. En die kerk het 'n punt bereik waar die kerk regtig net nie meer dit kan bybring en kan bekostig nie, en die synode moes 'n baie indringende besluit neem om hierdie hulp uit te faseer oor 'n tydperk van, ek dink as ek reg onthou, 10 jaar. Wat 'n moeilike besluit was, 'n harde besluit. En die synode het dit ook nie maklik geneem nie. Dit was eintlik met droefheid geneem, maar die kerk is net op 'n plek waar ons nie anders kon as om die besluit te neem nie. God kan ook dit verander. Hy kan ons lot in hierdie situasie ook raak sien. Die goud en die silwer van die hele wêreld behoort aan hom, en hy kan in een oomblik kan hy uitkoms gee dat ons kan voortgaan om die emeritus leraars te help, want dit is ons behoefte, of ons begeerte moet ek liewer sê. Ek is baie dankbaar, of die synode is baie dankbaar, wil ek eerder sê, vir elke lidmaat wat getrou hulle tiendes en offergawes na die skathuis van die Here bring, sodat daar spys in die huis van die Here kan wees. En u kan seker wees dat hierdie geld word aangewend om die koninkryk van God in die kerk uit te bou en om die saak van die Here te bevorder. Ek wil graag net 'n skyfie met u deel, en net om vir u te wys dat elke rand wat u as lidmaat bydra, tiende of offergawe, gaan daar 12 sent van elke rand gaan na die sentrale kas toe. Dis nou die mandjie, die groot mandjie waaruit die kerk dan bedien word. Dit is so wonderlik as ons dan sien 26% daarvan word toegedeel na die kweekskool sodat ons studente kan oplei, sodat daar aan die einde predikante kan wees wat die kerk kan beroep, gemeentes predikante kan hê. 14% is vir die administrasie in die kerk, die kerkkantoor, om alles daar te laat doen. 5% gaan na die synodale sendingkommissie toe, en ek wil daarom net ook sê, dis nie al fondse wat hulle kry nie, hulle kry ook fondse uit ander oorde, maar 5% gaan na die SSK vir wêreldevangelisasie, 15% daarvan gaan na die SEK vir die uitbreiding van die kerk, en die ander 23% gaan na ander plekkies toe, soos die Lofdal kommissie of terrein en die Eden konferensie terrein, en dan die Natalse Paaskonferensie en die Kaapse Paaskonferensie, die kerkblad en die tipe van goeders. En dit is hoe die sentrale kas se begroting dan saamgestel word. Ek is ook baie dankbaar. Daar was 'n boer in ons kerk wat in steede daarvan om negatief te raak en te sê, ag, ons kan maar Ikabod skryf oor die kerk en die finansies, daar so groot nood en so groot behoefte aan die finansies, het hy met sy skoonpa gaan praat en hulle het besluit, hulle gaan met 'n projek begin, waar hulle graag die emeritus
leraars en die studente en predikante wat miskien nie hulle volle salaris kan kry, omdat die gemeentetjie te klein is en dit nie kan bekostig nie. En hy het 'n oproep gedoen en 'n projek begin wat bekend staan as projek Saailand, waarin hy boere en besigheidsmanne genooi het, raak betrokke, gee geld vir hierdie projek. Dit word deur die PFK, die permanente finansiële komitee van die synode, word dit geadministreer en bestuur en dit word baie goed gedoen. En as enige iemand daarby betrokke wil raak, kontak vir Dominee Johnny Gates in die kerkkantoor. En sulke inisiatiewe is wonderlik. Maar liewe broers en susters, ons moet as kerk, glo ek met my hele hart, op daardie plekkie kom waar ons waarlik diep voor God buig in verootmoediging, waar ons 'n groot verandering sal ondervind, waar ons die Here soek met ons hart en met ons siel, en waar ons vertroue in die Here stel, om ook die situasie in die kerk te seën en dit vir ons om te draai en vir ons 'n nuwe bedeling, wil ek amper sê, in te neem, waar ons in die eerste plek die geestelike oorvloed van God kan smaak en as vrug daarvan oorvloed op al die ander gebiede kan smaak. Mag die Here ons as kerk, Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika ontmoet. Mag die Here vir ons groot dinge kom doen. Ek wil vra dat ons net so sal stil word en dan begin ons hierdie diens in die naam van die Here. Ons slaan vanmôre ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, wat getrou bly tot in ewigheid, en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeentes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons dierbare Here Jesus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou ja, vanmôre kan ons ongelukkig nie die normale rites volg en nou 'n heerlike loflied saam sing nie, maar u kan na die tyd, as ek die seën uitgespreek het, in die verskillende gemeentes, kan u 'n bietjie nog saam sing en die afkondigings hanteer. Kom ons lees vanmôre saam uit 'n paar plekke uit die woord van die Here, en ons gaan daarna 2 Kronieke 6 vers 13 toe blaai in die eerste plek. 2 Kronieke 6 vers 13. Dit gaan oor die wonderlike geleentheid van die inwyding van die eerste tempel, die tempel wat Salomo gebou het. En in vers 13 lees ons, want Salomo het 'n koper verhoog gemaak teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande na die hemel uitgebrei en gesê, Here, God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir U knegte wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart. Wat vir U knegt, my vader Dawid, U belofte aan hom gehou het. Ja, met U mond het U dit uitgespreek en met U hand volbring soos dit vandag is. Hou nou ook, Here God van Israel, die belofte wat U aan U knegt, my vader Dawid gedoen het, naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek, wat sal sit op die troon van Israel nie. As jou seuns net op hulle weg ag gee, deur te wandel in my wet, soos jy voor my aangesig gewandel het. Laat dan nou, Here God van Israel, U woord tog bewaarheid word, wat U tot U knegt Dawid gespreek het. Maar sou God werklik by die mense op aarde woon? Die hemel
Ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Wend u dan tot die gebed van u knegt en tot sy smeking, Here my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u knegt voor u aangesig bid, sodat u oë oop mag wees, dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar u van gesê het, dat u u naam daar wil vestig, sodat u mag luister na die gebed wat u knegt na hierdie plek toe sal bid. Dan lees ons vers 26 en 27 ook saam. Daar Salomo sê, as die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat u of omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u naam bely, van hulle sonde hulle bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van u knegte en van die volk Israel vergewe? Want u leer hulle die goeie weg wat hulle in moet wandel, en gee reën op u land wat u aan u volk as 'n erfenis gee. Dan hoofstuk 7 vers 12 tot 14. Ek gaan vers 11 ook lees. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het, om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor, en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Ek wil graag ook net in Handelinge 4, net 'n paar verse met u deel, Handelinge 4, vers 31 tot 37. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie. Want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Josef, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting, 'n leviet van die geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Tot daar ons skriflesing in hierdie oggend. Ek wil vra dat ons vanmôre net so bly sit en dan vra ons net dat die Here die verkondiging van sy woord in ons harte sal seën asseblief. Ewige God, hemels kan weet, u het nie verander nie. U is en bly dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. En u het in die woord aan ons geopenbaar, dat ons u naam moet aanroep, ons moet u soek, en u sal ons verhoor. U naam is o hoorder van gebed. En ons wil vanmôre as kerk in diepe ootmoed
voor U buig. Ons wil die knie vanmôre kom buig, ons wil laag op ons aangesig voor U wees en sê, o Here, ons het U so verskriklik nodig. Ons het so groot behoefte aan U. En wil U ons gebed in hierdie môre ook hoor, soos wat Salomo gebid het. Wil U ons as 'n kerk opnuut kom reinig deur die bloed van Jesus. Wil U ons vervul met U wonderbare Heilige Gees, sodat dit net soos daar in die eerste gemeente, waar ons in vers 31 gelees het, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. O Here, kom doen dit vir ons ook in die jaar 2026. Wil U vanmôre 'n gewilligheid in ons harte kom werk, om soos wat U in 2 Kronieke 7 vers 14 sê, ons voor U te verootmoedig, U te soek, te bid, ons te bekeer van ons verkeerde weë, sodat U uit die hemel kan hoor, ons sondes kan vergewe en ons land kan genees. Ek glo met my hele hart dat daardie belofte 'n tydlose belofte, ja aan Israel in sy konteks daardie tyd was, maar ook aan U kinders vandag. En selfs in lande waar die kerk van Christus die Here Jesus soek en die aangesig van die Here soek, glo ek, kan U ook ons land kom genees. Ag Here, ons bid vanmôre vir elke lidmaat in hierdie kerk wat gebuk gaan onder een of ander behoefte, een of ander krisis, een of ander nood. U ken ons elke een. Daar's min of meer 9000 lidmate oor die lengte en breedte van die land. Ons is maar 'n ou klein kerkie. Ons is maar 'n ou druppeltjie in die emmer, maar ons wil bid. Wil U ons so kom bekragtig, Here, dat ons 'n krag in U hand kan wees en dat ons soos die 12 disippels wat U agtergelaat het, 'n verskil kan maak in hierdie land. Nie dat ons dink ons is die enigste ware kerk nie, ver daarvandaan. Maar ons wil die kringetjie om onsself kom trek vanmôre en ons wil bid, Here, gebruik ons, rus ons toe, vul ons met U Gees, kom doen vir ons 'n groot, onuitspreeklike wonderwerk, sodat die hele land kan kennis neem, dat God drie-enig, die ware God is, die lewende God, die God wat vandag nog kragtig kan werk. Ons bid dit in diepe afhanklikheid in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ek wil graag vanmôre met ons praat oor die tema, die krag van 'n kerk op haar knieë. Dis die plek, glo ek, waar die Here ons wil hê. Op ons knieë in afhanklikheid en ootmoed voor God. Geliefde broers en susters, ons dierbare land Suid-Afrika beleef tans ongekende groot uitdagings. Ek wil my verstout om te sê, soos wat ons in die geskiedenis van hierdie land miskien nog nooit beleef het nie. En ja, ek erken, ons voorouers het geweldige uitdagings in die oë gestaar. Maar God het hulle elke keer daardeur gehelp, as hulle op Hom vertrou het. Daar is politieke uitdagings op hierdie oomblik. Daar's geweldige ekonomiese uitdagings. Op fisiese vlak het ek die afgelope week net weer die gewaarwording gekry, terwyl ek in die aande na Wonderboom toe gery het, en ek sien dat die straatligte in ons stad Pretoria werk omtrent nêrens meer nie. Daar's hier en daar een ou straatliggie wat brand. Dis pikdonker en ek het hierdie week net opnuut besef hoe moeilik dit is as jy nie in die nag kan sien om te ry, as daar nie lig is nie. Dis nou maar een klein voorbeeldjie van, ek dink, 'n groot uitdaging wat ons in hierdie land beleef. As ons dink aan die padnetwerke
En ons besef dat eintlik is ons padnetwerke op die punt om ineen te stort, want die fondasies onder die teer is gedaan. Dis nie in stand gehou nie. En dis hoekom daar so baie slaggate is. En op 'n stadium gaan dit nie meer help om slaggate reg te maak nie, want die fondasies is daarmee heen. Daar sal iets moet gebeur dat die padnetwerke oorgebou moet word. As ons dink aan ons waterstelsels, wanneer ons na ons kinders toe ry daar in Centurion en ons ry daar oor die Jukskei rivier, dan wil my hart gaan staan as ek kyk na die besoedeling. Kilometers op kilometers plastiek sakkies en plastiek bottels en gemors. Dis verskriklik en daai goed loop alles in die Hartbeespoortdam in, saam met die riool wat ook in die rivier afvloei. Wat 'n toestand. Maar eintlik is hierdie dinge meer 'n treffende uitbeelding van die geestelike toestand in ons land. Want mense word in die vullis rivier van sonde meegesleer na 'n ewige hel. En hulle staan hier op die kant en hulle dink, ag, ek het netjies se klere aan en ek bly in 'n gerieflike huis en ek ry 'n gerieflike motor. Ek is fyn, ek het bekeer niks. Alles is reg in my lewe. Hulle sien nie die eindpunt van die vlam swaalbrand hel wat vir hulle wag, en hulle besef nie dat hulle Jesus nodig het en dat hulle Jesus moet aanneem en dat hulle gered moet word as hulle die ewige lewe wil beerwe nie. So net soos ons waterstelsels besoedel is daar hierdie vuil rivier van sonde wat mense in hulle miljoene meesleer na die ewige verdoemenis. En dit maak my so bekommerd. Dit maak my hart dat hy wil omkeer in sy binneste. Mense is vasgevang in die slaggate van sonde. Iets verskrikliks. Slaggate van gebrokenheid, van mense wat hulle werk verloor het, van jong manne wat nie geleenthede kry nie, wat CV op CV uitstuur, maar daar kom net nie geleenthede nie, daar's nie werksgeleenthede nie. Ons jong mense kry nie kans om te gaan studeer nie, daar word openlik gediskrimineer teen ons jong mense. Huweliksspanning, gebroke gesinne is 'n geweldige groot werklikheid. Ek sien dit as slaggate waarin mense beland het en waarin hulle so sukkel om uit te kom. Hoeveel mense leef in pikduister donkerte? Nou ja, daar kan ons nie eers die mense sien nie, so donker is dit op die skyfie wat ek gemaak het. Mense verloor hoop. Mense weet nie watter kant toe nie. Mense roep uit, wat gaan ons doen? En nou kan ons seker maar hoop en bid vir 'n beter politieke bestel, dat daar miskien 'n ander politieke party in bewind kan kom, 'n regering kan opstaan wat goed regeer en goed kan beplan en weer vir almal geleenthede kan skep, sodat miljoene mense in ons land 'n beter bedeling kan hê. Maar dit kan nie die geestelike nood verander nie. Dit kan nie die miljoene mense wat op pad hel toe is, uit daardie omstandighede uitruk, en hulle voete op die rots Jesus kom plaas, en hulle die ewige lewe kom gee nie. Dis net God alleen wat ons kan help met die verskriklike geestelike nood wat daar in ons land ontstaan het. En ons as kerk het die antwoord. Die antwoord is die blye boodskap van Jesus Christus. Ons sit met die antwoord in ons midde. Maar nou weet ons, terwyl God lewens radikaal kan verander, terwyl hy mense uit hierdie hopelose toestand kan uithaal, aan hulle die ewige lewe kan gee, en hulle hoop kan gee in hierdie lewe, kan u en ek dit nie self doen nie. Ons as mens kan niemand oortuig nie. Ons kan niemand
red nie. Ons kan in ons menslike krag geen verandering doen nie, al soebat en smeek ons by mense. Dit maak my soms so moedeloos, jy praat met iemand, maar hy kyk jou aan of hy jou glad nie verstaan nie. Of dit nie deurdring tot sy hart. Wat is die nood dat jy Jesus moet aanneem? Jy kan nie sonder Jesus nie. Jy kan op geen ander manier in die hemel kom as deur hom nie. Hoe hard ons ook probeer om te oortuig, mense se harte het so hard geword soos graniet. Dit is asof die evangelie nie deurdring in die lewens en in die harte van mense in nie. So wat het ons nodig? Ons het 'n Godgewerkte herlewing nodig in die kerk. Ons het nodig dat die Here weer daardie lewe van Pinkster in ons midde sal kom bewerk. Dat ons dit wat die apostels in die eerste gemeentes beleef het, op dieselfde manier as hulle sal beleef en ervaar. Dat die Here die lewe van Pinkster in ons midde sal uitstort. En dat die Heilige Gees van God kragtig in die kerk in Suid-Afrika sal werk. Dit is wat ons nodig het. En van ons kant is daar net een manier om dit te ontvang. Dis op ons knieë in gebed. Geen ander manier. Ons kan organiseer, ons kan strategieë beplan, ons kan doen net wat ons wil. Niks sal gebeur as ons dit nie op ons knieë van God af bid nie. En daarom, geliefde broers en susters oor ons land heen, dis tyd vir aksie. Dis tyd om op te staan en te sê tot hier toe en nie verder nie. Ons gaan die Here soek. Ons gaan ons knieë voor hom buig. Ons gaan begin om bidure te reël en ons gaan dit bywoon. Ons gaan deelneem om God te soek met ons hart en met ons siel. Ons kan nie uitstel nie. Die krisis is nie meer 10 jaar voor ons nie. Ons is nou midde in die krisis. En ons moet daar uitkom. En dis net God wat ons daar kan uithaal. En dis net gebed. Dis net ons, die kerk op haar knieë, wat die krag van God kan ontvang. Daarom vanmôre hierdie tema, die krag van 'n kerk op haar knieë. In die eerste plek het ons uit die geleesde gedeeltes gesien, ootmoed bring God se teenwoordigheid. Ootmoed bring God se teenwoordigheid. In 2 Kronieke 7 vers 14 sê die Here, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, Nuwe Testamentiese taal, die kerk van Jesus, dis ons, dis die geredde mense in Suid-Afrika oor wie die naam van Jesus uitgeroep is. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, ek sal hulle sonde vergewe, ek sal hulle land genees. Die konteks van hierdie gedeelte was die inwyding van die tempel wat plaasgevind het. 'n luisterryke, wonderlike, heerlike geleentheid. Die hele volk was bymekaar en toe ek hierdie gedagtetjie neerskryf in my manuskrip, toe dink ek, ons het ook vanmôre die voorreg om as kerk bymekaar te wees. Die hele kerk oor die hele land heen, net soos die volk op daardie dag. Vuur het uit die hemel geval. Die teenwoordigheid en die heerlikheid van God het die tempel vervul en daarna verskyn die Here aan Salomo. En hy deel aan Salomo mee, wat is nodig dat sy teenwoordigheid konstant by hulle kan wees. Die volk het 'n tempel gehad, hulle het 'n uitgebreide offersisteem gehad, hulle het priesters en leviete gehad, hulle het al die godsdiens gehad
wat 'n mens van kan droom in oorvloed. Maar wanneer daar moeilike tye kom, en daar's droogte, en daar's sprinkane, en daar's pes, en daar's slaggate, en daar's nie elektrisiteit nie, en daar's al hierdie dinge wat ons beleef, dan soek die Here nie rituele nie. Dan soek hy nie al die godsdienstige dinge wat daar op aarde moontlik bymekaar gemaak kan word nie. Dan is daar 4 dinge wat die Here eis. Ootmoed. En ootmoed beteken ek buig voor God. Ek erken dat hy reg is. Dat hy altyd reg is. Ek erken dat hy God is. Dat ek sy skepsel is. En ek erken dat hy alleen die antwoord is. Die tweede ding wat daar nodig is gebed. Die soek van sy aangesig, die dringendheid in gebed. En die bekering van verkeerde dinge. As daar enige verkeerde dinge in ons midde is, dan moet daar 'n bekering plaasvind, daar moet 'n omdraai, daar moet wegbeweeg word. Ek wonder of u dit saam met my raak sien. Die groot probleem was nie die droogte en die sprinkane en die pes nie. Die groot probleem was die volk wat van God weggedwaal het. En ootmoed beteken ons buig voor u, Here, ons verneder ons voor u en ons hou op om die skuld op ander te pak en ek erken, Here, ek is deel van die probleem. Ek het u nodig, ons het u nodig. Ag Here, begin by my, ek trek jou kringetjie om myself. Begin by my, begin by ons gemeente. Werk kragtig in ons midde, ons buig laag voor u, Here. As ons dink aan ons eie toestand in die EG Kerk vandag en ons kyk na die finansiële druk en ons kyk na die krimpende lidmaatgetalle en ons kyk na die demografiese verandering in gemeenteomgewings en ons dink dat daar gemeentes is wat leegloop en ons dink dat daar so 'n geweldige tekort aan predikante is. En ons roep desperaat uit, wat moet ons doen? Dan kom sê die Here vanmôre vir ons, kom op julle knieë, buig voor my. Ek kan julle lot in een oomblik verander. Ek kan die rykdom van my seën in een oomblik oor julle uitgiet, soos 'n milde reën. Daarom is dit absoluut noodsaaklik dat ons nie langer moet uitstel nie, maar dat ons moet begin om spesiale tye van gebed te reël. Ons moet oorgaan tot aksie. Ons moet daarby betrokke raak, elkeen van ons. Ons moet die tyd uitkoop. Nie omdat gebed een of ander towerformule is, maar omdat ware ootmoed die deur oopmaak vir God se teenwoordigheid. Ek dink hierdie week aan 'n illustrasie terwyl ek voorberei. Kan u en ek die son laat skyn? Ek kan sien u dink dis nou 'n stupid vraag. En dit is 'n stupid vraag, want ons kan nie die son laat skyn nie. Maar wat kan ons doen? Ons kan die gordyne oopmaak. Dan kan die son inkom. En gebed en ootmoed is om die gordyne oop te maak, sodat God kan inkom, sodat sy teenwoordigheid ons opnuut kan kom aanraak. In die tweede plek, God se teenwoordigheid bring God se krag. Ons lees in Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, dis mooi, né? Dis pragtig dat dit hier staan, en toe hulle gebid het, so wat het hulle gedoen? Hulle het oorgegaan tot aksie, hulle het by mekaar gekom, hulle het eendragtig saam gebid, hulle het die aangesig van die Here gesoek, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees.
Die belangrike ding om hier raak te sien is dit. Die krag is nie in ons nie. Ons kan nie krag opwek in onsself nie. Ons kan nie op een of ander manier krag organiseer nie. Die krag is in God se teenwoordigheid. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het volkome beheer van hulle almal oorgeneem. En daar was krag gewees. Dis vir my uitstaande. 'n paar weke van tevore, en ek het dit nou al 'n paar maal die afgelope paar weke hier in die gemeente genoem, was ou Petrus so bang dat hy vir die diensmeisietjie gesê het, hy ken nie die Here Jesus nie. Maar toe hy vervul word met die Heilige Gees, en die teenwoordigheid van God hom vul, die Heilige Gees sy hele wese oorneem, toe dieselfde Petrus, hy het nie verander nie, hy's presies dieselfde mens, toe staan hy met krag op, en hy begin met krag getuig, en met vrymoedigheid. Hier in Handelinge 4 staan daar, toe die Joodse raad wis dat hulle ongeletterde manne is, gewone mense, is hulle met verwondering vervul, en het hulle erken, of herken, as volgelinge van Jesus. Gevul met die krag van God, gevul met die Heilige Gees. God se teenwoordigheid verander alles. As die gordyne oopgaan en die Here kom in, dan vul hy 'n gemeente en hy vul 'n kerk met dinamis krag. Hy gee aan 'n kerk ongekende krag. Omstandighede gaan nie maklik verander nie, liewe broers en susters. Ons is in 'n knyptang. En wat ons nodig het, is die krag van God. God doen iets besonders, toe hy sy gees opnuut oor hulle uitstort daar in vers 31. Die plek is geskud. Dis wonderbaar, né? Die plek is geskud. Wag vir die dag as die Here hierdie plek kom skud. Het sal so kosbaar wees. Maar wat meer wonderlik is die mense is gevul met die Heilige Gees. Dis die, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, die ultimate. Dis waarna ons smag, dis wat ons begeer, dis wat ons wil hê. Wanneer God naby kom, dan gebeur daar iets in mense. Mense verander radikaal. Vrees word vrymoedigheid. Swakheid word krag. Twyfel word geloof. Stilte word getuienis. En onsekerheid word hoop. Wanneer God naby kom en hy vul ons met sy krag. Is dit nie waar dat ons as mens geneig is om te redeneer, ag, as ons net so bietjie meer geld in die gemeente kon hê. Ag, as ons net so bietjie meer lidmate kon hê. As ons net 'n beter plekkie kon hê van aanbidding, wat miskien op 'n beter plek gesit het. Maar Handelinge leer vir ons iets anders. Die vroeë kerk het nie baie geld gehad nie. Hulle het nie politieke invloed of mooi geboue of tegnologie. Al die voorregte wat ons vandag selfs het hulle nie gehad nie. Maar hulle het die teenwoordigheid van God gehad. Hulle het gebid en toe verskyn die Here in sy teenwoordigheid in hulle midde. En dit bring ons by die derde gedagte. Hoor, kyk jy hoe mooi, is vir my so mooi hoe dit mekaar uitbou. Ootmoed bring God se teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid bring krag. En sy krag is ons antwoord op al die uitdagings. Dis die antwoord. Ek dank die Here vir inisiatiewe. Ek dank die Here vir elke lidmaat wat getrou is in kerkbywoning, in biduurbywoning, in die gee van ons tiendes en offergawes, in ons stilte tye en alles. Maar ons het die krag nodig. Ons het die krag van God nodig. Handelinge 4 vers 33.
Onthou nou, die Here het nou verskyn, né, daar in vers 31. Hulle het gebid en die plek is geskit. Hulle is vervul met die Heilige Gees, God se teenwoordigheid. Handelinge 4 vers 33. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle almal. Die teenwoordigheid van God bring God se krag. Te midde van al die uitdagings in Jerusalem, te midde van die feit dat soveel van hulle met hulle lewens betaal het vir hulle geloof in Jesus. Hulle is vir wilde diere gegooi, hulle is hanteerpale opgehang en in die brand gesteek. Dit is verskriklik wat hulle deurgemaak het. Maar ten spyte daarvan was die krag van God in hulle midde groter as al hulle uitdagings. Die krag van God het geseëvier. Die getal het gegroei van 3000 na 5000, later lees ons, en die menigte van die wat saam was. Die uitbreiding was oor die hele destydse bekende wêreld, Klein-Asië tot in Griekeland. As God in ons midde is, en sy krag versterk ons in die innerlike mens, soos Paulus vir die Efesiërs bid, dan hoef ons vir niks terug te deins nie, liewe broers en susters. Dan kan ons saam met Dawid in Psalm 18 vers 30 uitroep, want met u loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Want die krag van God versterk ons. As ons dink aan die uitdagings wat ek in die inleiding van hierdie preek genoem het, die rivier van sonde wat mense meesleer hel toe, die slaggate waarin mense vasgevang is, die duisternis wat soveel mense omhul, dan moet ons vanmôre een ding besef. Ek moenie probeer doen wat God eintlik moet doen nie. Ons kan nie mense verander nie. Ons kan hulle nie red nie. Ons kan nie harte sag maak nie. Maar God se krag in ons kan al hierdie dinge doen. As die Here werk, hoor net hier, die aand toe Jesus gevange geneem is, toe skreeu al die Jode soos een man uit, weg met hom, kruisig hom, ons wil niks met hom te doen hê nie. 'n paar weke later op Pinksterdag, toe die teenwoordigheid van God in die ou disippeltjies se harte inkom en hy hulle met krag vervul, met die Heilige Gees vervul en hulle praat, toe roep 3000 van hulle, wat moet ons doen om gered te word? Dis die ding. Snap dit vanmôre, sien dit vanmôre raak en kom ons begin om die Here te soek. God se krag in ons en deur ons kan alles verander. Hy kan harde harte vermurwe en sag maak. Hy kan verlore sondaars red, huwelike herstel, mense uit hulle verslawings uitruk en hulle bevry, depressiewe mense oprig en hulle hoop gee. Hy kan gemeentes laat herleef. Is dit nie wat Esegiel 37 vir ons leer? Die dal vol doodsbeendery. Wat was nodig daar met die dal vol doodsbeendere? Kom ons nooi 'n motiveringsspreker, laat hy met die dal vol doodbeendere kom praat. 'n pep talk, 'n motiveringspraatjie kom hou, miskien word die bene warm. Is dit wat daar gebeur het? Nee. God het sy asem in daai bene ingeblaas en daai bene het begin lewe en bymekaar gekom. God kan dit ook vir sy kerk doen. Wat ook al die omstandighede daar waar u die Here dien, in die gemeente waar u die Here dien. En miskien is daar van ons lidmate vanmôre wat al gewonder het, hoe gaan ons vorentoe as kerk? Hoe gaan ons die finansiële uitdagings hanteer? Hoe gaan ons Suid-Afrika vir die Here Jesus bereik, terwyl die mense van Suid-Afrika so hard geword het en nie wil hoor nie? Hoe gaan ons 'n donker toekoms tegemoet? Wel, die antwoord is eenvoudig. Dit begin nie by ons nie. Die antwoord begin by God. Die geskiedenis wys vir ons, wanneer die kerk op haar knieë gaan, in verootmoediging en gebed, en die soek van die Here en die bekeer van ons verkeerde weë, dan bring dit God se teenwoordigheid.
En as God se teenwoordigheid kom, dan bring dit sy krag. En sy krag is die antwoord op al ons uitdagings. Gaan ons prakties raak as kerk? Gaan ons vanmôre hoor wat die Here vir ons in sy woord sê? Gaan ons begin om op grondvlak in elke gemeente bidure te reël en 'n ingesteldheid in ons harte ontwikkel waar elkeen van ons sê, ons kan nie genoeg bid nie, ons kan nie genoeg die aangesig van die Here soek nie. Ons het nodig om by die Here uit te kom. Ons het nodig om werklik God te soek in hierdie tyd. Dan beloof die Here, ek sal uit die hemel hoor. Ek sal julle sondes vergewe, ek sal julle land genees. Ek sal julle kom vul met my krag. Gaan ons dit doen? Gaan ons plekke van gebed vul by die kerk en in die binnekamer? Gaan oud en jonk hierin deel? Wat is vanmôre u elkeen se antwoord? Amen. Kom ons bid net saam. Dankie Here Jesus vir u kosbare woord. Dankie dat ons vanmôre by vernuwing kan hoor, u is ons antwoord. U het werklik nie verander nie. U is dieselfde almagtige, kragtige God. U het berge en bome en diere en plante en die grasse en die voeltjies en die insekte en die mens na u beeld geskep. U hou alles in stand. U hou ook u kerk in stand. Maar ons wil vanmôre as kerkverband vir u kom sê, ons het u nodig. Ons is nie vanmôre in kompetisie met ander kerke nie. Ons is nie op 'n plek waar ons wil bepaal wie's die beste kerk in Suid-Afrika nie. Wee ons as ons dit doen. Ons wil net vanmôre ons hand in ons boesem kom steek en sê, it's not my brother nor my sister, O Lord, but it's me standing in the need of prayer. Dis ons, die EG Kerk van Suid-Afrika, wat u nodig het. Wil u asseblief ons nood raak sien? Wil u na ons toe neerbuig in u groote almag, maar ook in u groot genade en in u goedertierenheid? Wil u vir ons uitkoms gee asseblief, Here? Wil u van hierdie kerk 'n biddende kerk maak, dat elke gemeente 'n huis van gebed sal wees, nie net in woord nie, maar ook in daad. Wil u bidders opwek, nie een nie, nie twee nie, maar soos daar in Fulton Straat in 1859 in New York, waar mense in hulle massas saamgekom het etenstye, om die aangesig van die Here te soek, en die geskiedenis sê vir ons, u het New York geskit met 'n magtige herlewing. Daardie herlewing was so magtig, dat Andrew Murray hulle dit hier in Suid-Afrika, die vrug daarvan beleef het. Ag Here, maak ons gewillig asseblief. Maak van ons 'n biddende kerk, 'n soekende kerk, soekend na u. Nie na ons eie plannetjies en ons eie metodetjies nie, maar u en u alleen. Ons bid dit in diepe afhanklikheid in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elke gemeente, elke leraarspaar, elke kerkraad, elke bediening, elke lidmaat in hierdie kerk. Amen. Baie dankie. Nou kan ons